ek sit nou hier met 'n koerant voor my. Die matriekuitslae is amptelik bekend, terwyl die departement van basiese onderwys weer trots is op die algemene prestasie en die slaagsyfer van 88%. KwaZulu-Natal is die provinsie wat die beste gevaar het, terwyl die Vrystaat die tweede beste presteer het. En ek gesels nou met Marina Besseling van die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie. Baie welkom hier by ons in die ateljee. Goeiemôre Elsa. Nou ek moet vir jou sê, ek weet nie of ek moet sê ek is teleurgesteld nie, want ek sien net syfers. Ek onthou, toe ek vir my naam gesoek het, die jaar wat ek gematrikuleer het, was daar darm nog, jy weet, voorletters en 'n van ook by, maar nou voel dit vir my so 'n bietjie meer onpersoonlik. Ek weet nie, wat is jou gevoel? Jy het nou net gesels oor fortuinvertellers. Ja? Ek dink in die onderwys voel ons ook so, as jy moet omtrent 'n fortuinverteller wees om te weet wie in jou skool het goed gevaar al dan nie. Ek dink ons moet ook met groot dankbaarheid sê dat ons dan vandag die koerant kan hê waarin die punte vrygestel word, want dit was 'n groot punt van kontensie gewees vir 'n lang tyd, is dat ons dit nie meer in hierdie formaat sou kon kry nie. Maar is wanneer ons nou na hierdie kyk en jy weet wat jou eksamennommer is, en jy kan ook so 2 vorentoe en 2 agtertoe tel, kan jy basies bepaal hoe jou klas gevaar het. En daar's waarskynlik nou baie mense wat sal sê, ja, maar dit beskerm die identiteit van sommige individue en dies meer. Maar goed, ons kom dalk later terug na daai punt toe. Hoe voel die SAOE oor die algemene prestasie van 2025 se matrikulante? Ja, ek dink van ons kant af is dit baie verblydend dat ons 'n baie klein verhoging gehad het. As ons kyk na die nasionale senior sertifikaat het vir die eerste keer in 2014 in hierdie formaat is dit begin eksamineer en dit is nou 'n goeie 11 jaar later. En wat ons wel sien is dat die prestasie oor die afgelope 11 jaar konstant gegroei het. Soos ek sê, is die 88 is die hoogste wat ons nog gehad het, maar dit is inderdaad verblydend dat dit nie sommer met 'n 2 of 'n 3 geskuif het nie. As 'n mens dit met die 2 ander eksamenliggame vergelyk, dan kan 'n mens sien dat die jaargroep van 2025 'n paar uitdagings gehad het. Veral omdat hulle in COVID in graad 18-9 was, so hulle agterstand was 'n bietjie groter wat hulle moes opvang en desnieteenstaande het hulle baie goed gedoen. En ek dink dis waarom ons werklik trots kan wees op almal van hulle. Maar die slaagsyfer is oor die algemeen nogal 'n onderwerp van bespreking. Jy weet, hoe geloofwaardig is dit wanneer 'n mens op iets fokus soos die gehalte van onderrig in Suid-Afrika? Ons nou baie debatte in die media in die afgelope tyd gehad, veral oor die persentasie slaagsyfer. En dit is 'n interessante spel wat 'n mens kan speel om te sê, is dit werklik geloofwaardig? Is dit nog in lyn? Maar ek dink 'n mens moet baie mooi daaroor dink, is die nasionale senior sertifikaat is nie net 'n 1 jaar eksamen nie. Dis die kulminasie van 13 jaar se onderrig. En dit lewer 'n uitspraak oor hoe die hele onderwysstelsel oor 13 jaar gelyk het. So van die graad R juffrou wat leer hoe om in 'n klaskamer te funksioneer, na die graad 1 juffrou toe wat die kinders leer lees en skryf en tel, en dan uiteindelik die graad 12 uitslaa, is dit 'n goeie aanduiding om te sê in hoe mate is ons kwalifikasie kerngesond. Nou daar is baie debatte daaroor, maar vanuit die SAOE se perspektief uit is die kwalifikasie goed. Die kinders het baie hard gewerk. Die onderwysers dink ek het regtig hard gewerk om die uitdagings wat daar was aan te spreek. So van ons kant af dink ons dat die NSS kwalifikasie soos wat hy daar staan geloofwaardig is en dat ons baie trots is op elke een wat 'n rol gespeel het in hierdie groter kwalifikasie uiteindelik. Ja, want ek dink die onderwysers se rol in die hele proses word dikwels nogal redelik onderskat. Maar dit is so 'n belangrike, of dit lewer so 'n belangrike bydrae. Wat sal jy uitsonder wanneer 'n mens die prestasies of die uitslae van die verskillende provinsies met mekaar vergelyk? Dit is 'n baie interessante aspek en dit hang af na watter van die komponente jy gaan kyk. Ons het nou, jy het nou vir ons gesê is KZN was eerste gewees en dan die Vrystaat wat altyd tradisioneel eerste is en dan Gauteng wat 'n baie sterk rolspeler is om in hierdie tipe van ranking in die onderwysstelsel te kan deel. Soms bring dit onnodige kompetisie tussen provinsies mee. En 'n mens moet ook gaan kyk na watter hulpbronne daar in 'n provinsie is wat hulle in staat stel om hierdie resultate te bereik. Ek dink ook in die afgelope paar jaar het die maatstawwe aansienlik verander
vir hierdie ranking van provinsies. So van tevore sou 'n mens byvoorbeeld altyd net gekyk het na die BA kwalifikasie en dan is die Wes-Kaap die hoogste. Maar as jy gaan kyk na die aantal kandidate wat geskryf het, as ook die aantal kandidate wat deur die stelsel met progressie aangeskuif is, dan sal 'n provinsie soos KZN wat baie groter is en wat 'n groter hoeveelheid leerders het wat ergens in die stelsel al nie geslaag het nie, uiteindelik beter vaar. Ja, so daai konteks is nogal belangrik. Wat meer kan gedoen word net ter afsluiting? Ons het so 'n minuut oor of so 'n bietjie meer as 'n minuut oor, maar wat meer kan gedoen word om die gehalte van onderrig in Suid-Afrika te verbeter en dink jy dit is nodig? Ek dink dit is regtig nodig dat ons konstant na die gehalte van ons onderrig kyk. Dit help nie dat mense nou sê ons het uiteindelik 88 behaal of ons het 90 behaal en nou sit almal terug en ons sê ons is nou gemaklik met hoe dit lyk nie. Een van die groot aspekte wat elke keer in eksamens uitkom, is dat ons kinders nog steeds sukkel met leesvaardighede. Veral in graad 12 kom dit na vore dat hulle baie sukkel met wiskundige vaardighede en daarom is die vaslegging van die basiese vaardighede vir ons ongelooflik belangrik. Die basis, veral in graad R en op, moet sterk gebou wees sodat 'n mens net die afrondingswerk in graad 10, 11 en 12 kan doen. Dit bly 'n baie belangrike ding en interessante ding om dop te hou hier in Suid-Afrika. Baie dankie dat jy vanoggend met ons hieroor kom gesels het. Baie dankie Elsa. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning, maar jy kan ingeskakel bly want ons kuier net hierna verder en daar is nog baie wat voor lê. Ons kyk onder meer ook 'n bietjie later na 'n elektriese motor.